Goeiemôre julle. Ja, good morning. Ja, good morning. Welkom almal. Ek is so opgewonde oor vanoggend. Ek het regtig 'n groot opgewondenheid in my hart oor wat die Here vir ons wil wys, wat hy vir ons wil sê en wat hy met die besigheidsgemeenskap wil doen. En ons het nou so 'n paar keer nou al net bietjie uitgereik na die besighede toe om hulle te nooi en die mense is eintlik so honger vir die Here en vir om die Here te sien beweeg en ja, so ek is baie opgewonde. Baie dankie dat julle almal gekom het. Ek gaan vir ons gou sommer net open met gebed. Ja, dankie Vader dat U elkeen wat hier is vandag gestuur het. En dankie Vader dat U so groot liefde het vir elkeen van ons en vir elkeen hierso. En my gebed vanoggend is, Here, dat U net in elkeen se hart sal kom spreek, dit wat U wil hê hulle moet hoor vanoggend. U hart, dat hulle net so bietjie met hulle kop op U bors kan sit en net kan hoor hoe U hart klop vir hulle en die liefde wat U vir hulle het en die toekoms wat U vir hulle het. En dankie Jesus dat ons dit kan doen in U naam, dat U die pad gemaak het, dat U die weg gemaak het. U is die weg. U is die lewe. En dankie dat ons daarin kan loop met soveel boldness en met soveel afwagting, met soveel opgewondenheid en 'n vreugde wat net U vir ons kan gee. So ons loof en prys U. Dankie Heilige Gees. U is welkom hier vanoggend om U werk te doen. En ons is so opgewonde om te sien hoe beweeg U en die gawes wat U vir ons gee en die geloof wat U vir ons gee. Ja, ons dankie daarvoor. Amen. Amen. Wel so 'n paar weke terug toe is ons genooi om by die AGS hierso in Struisbaai op die bult om daar saam te gaan bid. Susan het ons genooi, so 'n paar van ons, om vir die land in te tree. En sy het vir my spesifiek gevra om vir die besighede te bid, vir die besighede in te tree. En ek sit toe stil by die Here en ek vra vir die Here, hy moet vir my wys wat op sy hart is, wat ek moet bid daai volgende oggend. En hy gee vir my 7 dinge. En ons was daar die oggend en dit was wonderlik geweest om almal saam net te kom en net in geloof voor die Here te kom en te vertrou vir wat hy gaan doen en sy woord te hoor vir ons land. En toe by die huis kom, toe tref dit my dat dit is iets wat hy eintlik, hierdie 7 dinge, is iets wat hy vir ons almal wat besighede het, vir almal, maar vir ons as besigheidsmense. Dis 'n boodskap wat hy vir ons het, wat ek moet kom deel vandag. So, hierdie boodskap brand nou al in my hart, nou al vir 'n paar weke lank, en ek is so bly dat ek nou uiteindelik dit kan gee. Ja, so ek is opgewonde daaroor. So, ek wil net, voor ek begin, wil ek net gou vir julle vertel, ons is besig met iets baie exciting, en dit is JobLink. Ons het 'n uitreikgroep by Koninkryk Woord, en een van die uitreikbene is vir werklooses en besighede. En ons dogter, maar wat kan ons doen vir die werklooses en hoe kan ons die werkgewers en die werklooses, hoe kan ons hulle connect? En ons is 'n groepie en ons het daar gebid en alles en die Here het vir ons gewys 'n baie oulike ding om te doen en dit is, ons noem dit JobLink. So JobLink is 'n website en ons is besig daarmee nog, maar ons gaan dit begin Mei gaan ons dit launch. So dit is 'n website waar werkgewers en mense wat werk soek, job seekers, waar hulle kan gaan en kan registreer en dan word hulle geconnect. Ja. So daarso is 'n mandjie, ek sê dit nou sodat ek nie vergeet nie, daar's 'n mandjie, as jy belangstel om ook deel te wees van dit, dan gooi net jou besigheidskaartjie in die mandjie, dan weet ons wanneer ons nou reg is om julle te nooi na die launch toe. Kan julle my okay hoor daar agter? Ja, okay. Ja. In 'n geval
Een van die dinge ook is om vir mense wat nie werk het nie, 'n geleentheid te skep deur 'n internship. En vir skoolverlaters wat nog geen ondervinding het nie, ook om 'n geleentheid te skep in 'n internship. So vir sê maar vir besighede wat bereid is om dit te doen, dan kan die persoon by hulle kom werk vir so 3 maande en ondervinding opdoen, en as hulle dan nou hulle self bewys en goed genoeg is, dan het hulle obviously geleentheid om aan te bly. Ja, so ons is baie opgewonde oor hierdie projek, JobLink. Julle weet nou wat sy naam so is, as ons weer daaroor praat, dan weet julle waaroor dit gaan. So ja, sit julle besigheidskaartjie daarin. Ja, so kom ons begin met die 7 dinge. Ja, die eerste ding is knowledge of God. Hoe kan mens iemand vertrou as jy nie die persoon ken nie? Wel, ander mense kan vir jou vertel, die persoon is geloofwaardig, kan vir jou vertel wat die persoon nou alles gedoen het, kan getuienis lewer van die persoon, maar eintlik die beste manier om te weet of mens iemand kan vertrou, is deur die persoon te ken. As ek dink aan my man, James, julle almal ken hom, ek weet ek kan hom vertrou. So as ek vir hom iets vra om te doen, of hom alleen los na die kinders, dan weet ek hoef nie kort om hom op te check, of ek hoef nie heeltyd vir hom te vra, of heeltyd te wonder, gaan hy dit nou doen nie? Ek weet, hy gaan dit doen, want ek vertrou hom, ek ken hom. So dieselfde met God. As ons hom nie ken nie, as ons nie weet wie hy is nie, as ons nie weet wat sy karakter is nie, dan is dit moeiliker om hom te vertrou. Maar as ons weet wie hy is, en ons ken sy karakter, dan is dit soveel makliker om hom te vertrou. Is dit nie so nie? Ja. Ek het 'n paar skrifte, net om vir ons 'n idee te gee van, maar wie is God? Wie is God? Okay, die eerste skrif is ek gaan uit die New King James lees, Engels, is Isaiah 48, vers 12 en 13. Listen to me, O Jacob, and Israel, my called, I am he. I am the first, I am also the last. Indeed, my hand has laid the foundation of the earth, and my right hand has stretched out the heavens. When I call to them, they stand up together. Sure. Dis 'n powerful God wat ons dien. In vers 17 sê, Thus says the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel. I am the Lord your God, who teaches you to profit, who leads you by the way you should go. So daar hoor ons nou klaar iets van God se karakter, né? Hy is die eerste, hy is die laaste, hy hou alles in stand. As hy praat, dan staan die hemele op. En hy is die een wat ons instruct, hy is die een wat ons teach. So waantoe hardloop ons in besigheid as dinge moeilik is, as ons nie weet nie, as ons vashak met iets, waantoe hardloop ons? Gewoonlik wonder ons en vra vir ons vriende en ons internet Google en maar ons kan na God toe hardloop. Hy is die een wat alles ken, wat alles weet. Die volgende skrif wat ek vir julle gaan lees is in Isaiah 46 vers 3 en 4. Listen to me, O house of Jacob, and all the remnant of the house of Israel, who have been upheld by me from birth, who have been carried from the womb, even to your old age I am he, and even to grey hairs I will carry you. I have made and I will bear, even I will carry and will deliver you. Sjoe, ons kan maar eintlik net daar stop, né? Ons hoef nie eers na enige iets anders te kyk, ons kan eintlik nou net daar stop, want wat sê dit? Nou, dit sê, hy is die een wat jou gemaak het. Hy is die een wat jou sal dra, hy gaan nie net maak en dan los nie. Selfs in jou old age, wanneer mens begin dink aan besigheid, verkoop en aftree, he will carry. Ek het lekker baie skrif uit Isaiah, maar hierso gaan ons nou lees uit 40.
Ek is mal oor die profeet, hoe hy God beskryf, en hy het God geken. Jy kan hoor, hy weet wie God is. Hy ken sy almag, hy ken sy grootheid, maar hy weet ook dat hy 'n God is vir ons elkeen. So hy sê so in 40:28-29. Have you not known? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, neither faints nor is weary. He gives power to the weak, and to those who have no might, he increases strength. Ja, wanneer jy swak voel, wanneer jy voel dat dinge nie uitwerk nie, dat jy moedeloos is, dat dinge swaar gaan. Ja, jy weet waarna toe jy kan draai. Jy kan na God toe draai. Hy is die een wat vir jou gaan krag gee, hy is die een wat jou gaan versterk. Hy raak nie moeg nie. Hy raak nie, hy word nooit uitgevang in 'n verrassing nie. Niks is ooit vir hom 'n verrassing van, o, Jessie, dit het nou gebeur, wat gaan ons nou doen nie? God, hy weet alles, hy sien alles. Jy kan maar weet, hy ken jou pad. Jy kan maar sy hand vat, jy kan hom maar vertrou. So ek lees vir julle hierdie verse, dat julle 'n idee kry van God se karakter. Ek wil hê dit moet kom vassit hier binne in julle, dat julle weet wie hy is. So ons gaan nog so 'n bietjie aan. Ons gaan kyk hierso in Numbers. Nou word ek getoets, dat ek weet waar al die boeke is. Ek wou sticky notes in my Bybel sit, en toe sien ek, maar die kinders het alles opgebruik. Toe dog ek, nee, wat, hoe moeilik kan dit nou wees? Ek ken mos my Bybel. 23. Numbers 23, verse 19, hoor gehou, wie is God? God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should repent. Has he said, and will he not do? Or has he spoken, and will he not make it good? Die Here kan nie jok nie. En hy gaan nie, as hy 'n belofte gemaak het, gaan hy nie sê, o, Jesusie, ek so jammer ek het daai belofte gemaak, dinge werk nou nie heeltemal uit nie. Nee, hy's nie 'n man nie, hy's God. En Malachi, dit is nou hier waar dit begin interessant raak. Vers 6. For I am the Lord, I do not change. As hy jou gister gehelp het, as hy jou 10 jaar terug gehelp het, as hy jou 10 jaar terug toe dinge moeilik gegaan het, uit jou penarie uitgered het, gaan hy dit vandag doen, gaan hy dit môre doen, gaan hy dit 10 jaar vorentoe doen. Want dis wie hy is, hy verander nie, dis wie hy is. Ek hoop julle word bemoedig. Ons is weer terug by Deuteronomy 32. Vers 4. Nou vind ons bietjie uit meer oor God se karakter. Is he a just God? He is the rock. His work is perfect, for all his ways are justice. A God of truth and without injustice. Righteous and upright is he. Daar's niks donker aan God nie. Daar's nie 'n skaduwee aan hom nie. Daar's nie 'n wal, maar miskien so 'n bietjie, nee, hy is net lig. Hy is net just. Hy is net righteous. Daar's niks sonde aan hom nie. Daar's niks verkeerd aan hom nie. Hy is perfect. Jesaja 30. Spring lekker rond vandag. Vers 18. Therefore the Lord will wait, that he may be gracious to you,
and therefore he will be exalted, that he may have mercy on you. For the Lord is a God of justice. Blessed are all those who wait for him. Hy is 'n merciful God. Hy is 'n just God, maar hy is merciful. En hy wag om goed te doen vir ons. Dit is sy desire. Is om julle te bless, om ons elkeen te bless. Dit is sy desire. Ja, hy wag vir net vir daai oomblik. So dink 'n bietjie as 'n ouer, vir die van julle wat ouers is. Jessie, 'n verjaarsdag, is dit nie wonderlik om verjaarsdag van jou kind te kan vier, want jy kan nie wag om jou kind te bless nie. Ja, die Here is so met ons. Hy en elke opportunity wat jy vir jou kind kan sê, Jessie, jy het nou so goed gedoen. Maar hy is perfek, so ons lek nogal baie in dit, maar hy nie. Ja, dit is sy hart, om julle elkeen te seën. En dan, nou gaan ons finally in die Nuwe Testament, net in geval julle gewonder het of my Bybel net die Ou Testament het. Colossians. Vers 16 en 17. Jesus, for by him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created through him and for him. And he is before all things, and in him all things consist. Ek hoop julle kry 'n prentjie van wie God is. John 3, vers 16. Ek dink julle ken hierdie vers. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Ja, hy is hierdie magtige God. Hy is merciful, hy is just, hy is perfek, hy jok nie. Maar hy is ook 'n God wat ons so lief het. Dat hy sy eie seun kom gee vir ons, sodat ons kan lewe, sodat ons hierdie dinge, al hierdie beloftes wat ons nou begin uitkom, sodat ons dit kan vat en kan sê, ja, dis myne, dis myne. Okay. So dit is the knowledge of God. Die tweede ding wat die Here vir my gewys het, is wat belangrik is om te weet in die 7 dinge wat ons moet weet om triumphantly te lewe, is where does prosperity come from? Is dit 'n wêreldse ding? Wat dink julle? Ja, ons is weer terug by Jesaja. Vers 26. For he instructs him in right judgment. God instructs us in right judgment. His God teaches him. This also comes from the Lord of hosts, who is wonderful in counsel and excellent in guidance. Julle kan maar eintlik daai hele dingetjie gaan lees van Jesaja 28 van vers 23 af, wat gaan oor die farmer en hoe God die een is wat vir die farmer sê, doen dit so, moenie dit so doen nie, moenie daai te lank los nie, haal daai vroeër uit, daai winnow jy, daai crush jy, daai in detail gee die Here vir ons daai kennis. Hy doen dit vandag nog. Ek en James het al soveel keer in ons besigheid die Here se kennis nodig gehad, sy wysheid nodig gehad vir 'n situasie.
Die Here stel ons nooit teleur nie. As jy hom vra, kan jy maar weet, hy's getrou. Hy gaan vir jou sê, wat dit ook al is wat jy mee vashak in jou besigheid. Of dit is om 'n nuwe ding te doen, of dit is met iets wat vashak, of partykeer 'n moeilike kliënt, of enige iets. Die Here is getrou. As jy hom vra, gaan hy vir jou wys. Jy kan dit maar weet. En dan Deuteronomy 8, vers 18. And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant. Ja, God is die een wat vir ons die krag gee om 'n wealth te kry. Dit is nie 'n wêreldse ding nie. Dit is 'n God ding. Dit is ons Vader wat vir ons daai ability gee, wat vir ons daai krag gee, wat vir ons daai wysheid gee, wat vir ons alles kom van hom af. Julle kan sien nou, né? Dit is soos wow, regtig, alles. Waar staan daai? Dit is Deuteronomy 8 vers 18. En dan kom ons kyk wat staan in Proverbs. Proverbs 10 vers 22. The blessing of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow with it. Rykdom is nie 'n slegte ding nie. Dis mense wat die sorrow add vir dit. As God rykdom gee, is daar nie sorrow by dit nie. Jeremiah 17 vers 7 en 8. Blessed is the man who trusts in the Lord, and whose hope is the Lord. For he shall be like a tree planted by the waters, which spreads out its roots by the river, and will not fear when heat comes, but its leaf will be green, and will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit. So, as moeilike tye kom, as jy gewortel is in die Here, as jy geplant is in die river of life, dan gaan jy gaan nog steeds vrug dra, jy gaan nog steeds 'n wealth kan maak, want dis dieselfde, onthou God verander nie, dis dieselfde God. Hy gaan nie nou stop net omdat die wêreldekonomie op sy kop is nie. Dit is nie die Here se ekonomie nie, dis die wêreld se ekonomie. Hy is dieselfde, gister, vandag en môre. Hy is die eerste en die laaste. Onthou al die dinge wat ons gelees het van hom, wie hy is. Philippians 4 vers 19 sê, And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Alles wat ons nodig het, gaan die Here vir ons gee. Alles wat ons nodig het. Ja. Dit is sy belofte. Onthou, hy jok nie en hy repent nie oor wat hy gesê het nie. En dan hierdie wil ek vir julle graag lees in die Amplified, want dit was vir my so mooi geweest. 2 Corinthians 9 verse 8. And God is able to make all grace, every favor and earthly blessing come to you in abundance, so that you may always and under all circumstances, and whatever the need, be self-sufficient, possessing enough to require no aid or support, and furnished in abundance for every good work and charitable donation. 'n ander vertaling sê, sodat jy het om vir ander te gee. Wanneer ons sê, ek is tevrede met net die bietjie wat ek het, hoe gaan jy vir ander gee? Nee, ons is veronderstel as gelowiges om
abundance te hê, sodat ons kan uitdeel vir ander, wanneer hulle dit nodig het. Ja, wanneer 'n broer of suster sukkel, dan het ons meer, sodat ons vir hulle kan gee, sodat ons hulle kan ophelp, en sodat ons almal saam in geloof kan stap. Die volgende ding wat ek neergeskryf het, was, wat baie belangrik is, vir elke besigheidspersoon. Hierdie is so belangrik, hy compete eintlik met nommer 1, maar hy is nou by nommer 3. Fear of the Lord, an awe-filled awareness. So wanneer jy nou al hierdie dinge wat ons nou so ver gelees het, dan vat jy al daai dinge, en dan gaan staan jy voor God, en jy is net in awe vir wie hy is. En jy gaan dink aan alles wat hy al vir jou gedoen het, en alles wat hy nog vir jou gaan doen, en al sy beloftes, en alles wat Jesus gedoen het. En jy is net in awe, en dit is baie belangrik. Dit is deel van breakthrough, is om te kan kom voor die Here, en in awe te kan wees. Want as ons nie daai punt bereik nie, dan moet ons bietjie selfondersoek instel. Want dan is ons dalk bietjie te besig met onsself, en bietjie te min besig met die Here. So daai is 'n baie belangrike deel van breakthrough, is om nie awe te hê vir jouself nie, maar awe te hê vir hom. Ja, ons het gelees, dit is God wat vir ons die krag gee om wealth te kan produce. Dis nie ons nie, dis nie ons oulikheid nie. Ja, en ek het hier so net 'n paar verse. Proverbs. Proverbs 1 vers 17. Sorry, 1 vers 7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. En dan 9 vers 10, sê baie dieselfde. Maar dis 2 keer geskryf, so dis obviously 'n goeie rede daarvoor. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Die eerste punt wat ons gemaak het is, ons moet vir God ons moet weet wie hy is. Want dis waar alles begin. Dis waar ons awe vir hom begin, waar ons worship vir hom begin, waar ons in worship lewe. Want ons is konstant net so in awe van wie hy is, en van sy godheid, maar van sy liefde. En dan Proverbs 22, vers 4. By humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. So, as ons riches en honor en life wil hê, hierso sê dit vir ons hoe om dit te kry. By humility and the fear of the Lord. So as ons nie weet, as ons iewers vassit in ons lewe en ons weet nie wat nie, sy woord gee vir ons al die antwoorde. Psalm 111, ek gaan dit ook in die Amplified lees, want dit is ook vir my so mooi gewees. Psalm 111, vers 10. The reverent fear and worship of the Lord is the beginning of wisdom and skill. The preceding and the first essential, the prerequisite and the alphabet. A good understanding, wisdom, and meaning have all those who do the will of the Lord. Their praise of him endures forever. En dan gaan ek vir julle Psalm 112 lees. Toe ek en James voor hulle gekom het, toe bid ons. En die Here wys net vir ons, hy het die tafel gedek. En hierdie
hierdie is op sy tafel. Julle kan maar net eet, hoor. Eet hiervan, né? Eet hiervan, neem dit in, eet hiervan. Al sy woord, dit is wat hy vir julle wil gee vandag. Dit is 'n geskenk wat hy vir julle wil gee vandag. Is sy woord om in julle harte te bevestig, oor en oor en oor, wie hy is. Psalm 112. Praise the Lord. Blessed is the man who fears the Lord, who delights greatly in his commandments. His descendants will be mighty on the earth. The generation of the upright will be blessed. Wealth and riches will be in his house, and his righteousness endures forever. Unto the upright there arises light in the darkness. Ja, donker tye, moenie worry oor donker tye nie, because unto the upright there arises light in the darkness. He is gracious and full of compassion and righteous. A good man deals graciously and lends. He will guide his affairs with discretion. Surely he will never be shaken. Surely he will never be shaken. Surely he will never be shaken. The righteous will be in everlasting remembrance. He will not be afraid of evil tidings. His heart is steadfast, trusting in the Lord. His heart is established. He will not be afraid. He has dispersed abroad. He has given to the poor. His righteousness endures forever. His horn will be exalted with honor. Ja, alles beloftes van wanneer ons in God is, wanneer ons in sy genade staan, wanneer ons in sy blessing staan. Dis alles sy beloftes. Ja. En die 4de punt wat ek neergeskryf het is, He is the way maker. Ja. Ja, Jesus is die way maker. So baie keer in ons lewe kom ons op 'n punt waar ons soos jy kan nie die pad sien nie. Jy kan nie sien waar nie. Jy weet nie wat nou nie. Jy kan nie sien. Hoe gaan jy vorentoe gaan? Wat gaan gebeur? Jy kan nie sien nie. He is the way maker. Hy is die een wat die weg maak. Hy is die een wat die pad maak. Altyd. Ja, gister toe staan ek en James en bid. Ons gaan stap en dan staan ons daar op die strand, daar aan die ander kant van die hawe, by Tumble Beach. En die Here wys vir ons, dat hy gaan ons draai, hy wys my so 'n paadjie, Tron praat baie daaroor. Hy sê, as hy, tussen sy huis en die kerk, het hy al soos 'n pad gestap, deurgeloopte pad, en Jessica ook met die pram, en Sarah, en een van daar, Samuel ook, gaan hulle pad deurstap hierson. So ek sien hierdie pad, maar dis 'n lekker deurgestapte pad, en daar kan ek duidelik sien, daar's 'n gebou. So dis 'n pad wat ek mee bekend is, 'n pad wat ek, en die Here sê vir my, nee, hy gaan vir ons 'n ander pad wys. Hy gaan vir ons 'n nuwe pad maak. En hy vat my gedagtes weg van daai bekende pad, na 'n pad, maar dis net bosse. Daar's nie 'n pad nie. Dis net bosse, dis net oorgegroei, daar's nie 'n pad nie. Maar hy wys my, in my gees wys die Here vir my, so entjie verder, maar wat ek nie kan sien van waar ek staan nie, maar hy vat my bietjie vorentoe, en hy wys my verder, en daar's 'n groot hek, en die engele maak die hek oop. Maar hoekom ek dit met julle deel, is partykeer, is ons op 'n plek, waar ons wil die bekende bly stap, want ons kan sien, ek kan sien wat daar voor is. Al is dit nie noodwendig iets goed nie, ek kan sien wat daar voor is. So ek gaan aanhou hierdie pad loop. Partykeer sê die Here nee. Hy is 'n waymaker, maar baie keer is die way die kant toe, en dan moet ek loop by geloof. Ek kan nie by dit loop wat ek sien nie, want as ek loop by dit wat ek sien, gaan ek terugdraai. So then we walk by faith, not by what we see. Waar was ek? Isaiah. When in doubt, maak net vir Isaiah oop. 43. Ek is mal oor hierdie stuk. Vers 19.
Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Is dit nie amazing nie? Is dit nie amazing nie? Ek is besig om myself so te stig hierso. Jeremia sê 32. Jeremia 32 vers 27. Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Niks nie. Dink jy jou probleem is groot en hard? Nee. Miskien vir jou, vir God nie. En vers 33, hoofstuk 33, vers 3. Call to me, and I will answer you, and show you great and mighty things which you do not know. Die ding is, ons kan nou vaskyk op daai paadjie wat bekend lyk, en ek kan sien wat daarvoor aangaan. So, omdat ek dit kan sien, omdat ek met my fisiese oë kan sien, gaan ek aanhou hierdie pad stap, en dit gaan dalk baie moeilik wees, maar ek gaan aanhou, want dit is wat ek ken, en dit is wat ek kan sien, maar net God kan vir jou daai ander visie gee. Die mense gaan dit nie vir jou gee nie, hulle gaan vir jou sê, nee, weet jy wat, kom ek gee vir jou nog 2 swaar sakke dan vir hierdie pad. Dan loop jy hierdie pad nou rarig deur. Ja, mense gaan nie noodwendig vir jou sê, hierso is 'n nuwe pad. Die Here wil vir jou hierdie pad wys nie. So gaan na die Here toe. Hy is die enigste een wat vir jou kan sê, die kant toe. As jy heeltyd die kant toe is en die kant werk nie meer nie, gaan hoor by die Here. Call to him and he will show you great things, unsearchable things. So punt 5 wat ek gemaak het is baie belangrik en dit is ook ons gemeente se is dit 'n slogan? Seker nie 'n slogan nie. Die klaarwerk van die kruis, ja. The complete finished work of ja. The complete finished work of the cross. En ek gaan vir julle lees uit 2 Korintiërs 'n versie. Hoofstuk 8, vers 9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that you, through his poverty, might become rich. Een ding wat die Here vir my gewys het en wat hy vir my geleer het, is dat ons wil so maklik die Here in 'n lineêre, eenvlakkige manier sien. En dan sal mense sê, nee, maar hulle praat nie regtig hier van fisiese rykdom nie. Paulus bedoel geestelike rykdom. Ek wil 'n geheim vertel van die Here. Hy is so volmaak, dat wanneer hy jou geestelik ryk maak, kan jy maar weet, dit gaan in die fisies ook gebeur. Want dit is wie hy is. Hy kan nie jou op een vlak seën nie. Hy is te volmaak vir dit. Wanneer hy jou seën, dan seën hy alles in jou en alles om jou. Oral waar jy gaan. Dit drup net van jou af. Oral waar jy loop, drup dit van jou af. So oral waar die woord praat van sy rykdom, van sy blessings. Dit is vir ons aardse bestaan ook, want dit wat hy in ons gees doen, gaan oral uit. Dis net waar hy begin. Dis waar hy begin as hy met ons werk, dit is waar hy begin. Hy begin in ons gees en hy red ons. En dan spoel dit deur na ons siel toe, en dan spoel dit deur na ons liggaam toe, en dan spoel dit deur na ons denke, en oral en alles wat ons doen. 2 Korintiërs 5,
vers 18. Dis net die eerste helfte wat ek gaan lees. Now all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ, and has given us the ministry of reconciliation. So, die klaarwerk van Jesus is dat hy het ons eens en vir altyd totaal, in totaliteit, in geheelheid, in volmaaktheid, in perfektheid. Is daar nog 'n woord daarvoor? Met die Vader gereconcile. Met ander woorde, dat oral in die woord, alles wat ons nou gelees het, is deel daarvan, want ons is nou gereconcile. So alles is deel daarvan. Dit is hoekom dit belangrik is om te weet, dat dit wat Jesus gedoen het, is 'n volmaakte werk, want alles is deel daarvan. Alles is deel daarvan. 2 Korintiërs 1 vers 20 sê, for all the promises of God in him, in Jesus, are yes, and in him, Jesus, amen. All the promises of God in him are yes, and in him, amen. To the glory of God through us. Ja. Dit bring my by die volgende punt. Punt 6. We are his plan and purpose. So verlang het ek, my besigheid, my werk, alles, was vir my. En ja, mens kan seker maar 'n lewe maak en alles, maar daar's missing, daar's 'n groot deel missing. Maar wanneer ons begin besef dat ons besighede is vir hom, ons is sy plan, ons is sy purpose hier op aarde. So elkeen van julle se besigheid is deel van sy plan om die mense rondom jou, om Jesus vir hulle te wys. Ek vertel vir my, ek praat met my kinders hierdie week en besig met huis godsdiens en Bybel. En die Here wys net vir my, dit is eintlik so eenvoudig. Maar sê nou maar net, ek is alleen op 'n eiland, saam met een ander persoon. Ons is alleen op daai eiland. As ek nie vir daai persoon Jesus wys nie, dan het ek my doel gemis op daai eiland. Obviously is God baie groter as dit en hy gaan nog steeds daai persoon aanraak. Maar net om 'n idee te gee. Ja. Okay. Romeine 8. Die kant. Vers 28 tot 30. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to his purpose. For whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom he predestined, these he also called. Whom he called, these he also justified. And whom he justified, these he also glorified. So, is alles in die past tense. Elkeen van julle is predestined. Van voor alles het God reeds besluit, jy, julle het 'n spesifieke taak vir hom. Called, hy roep jou dan uit die wêreld uit om dit te doen. Het jou geroep. Justified, just as if you've never sinned, in Jesus, met God die Vader, het hy jou gereconcile, versoen. And he also glorified, met sy teenwoordigheid, met sy gees in jou.
om alles te kan doen wat jy moet doen. So nie een van ons het 'n verskoning nie. Filippians Dis so. Vers 13. For it is God who works in you both to will and to do for his good pleasure. As jy stak is, jy weet nie wat om te doen nie, jy weet nie waar om te doen, jy weet nie wat te kan doen nie, God werk in jou en hy gee selfs vir jou die begeerte. Hy gee vir jou die begeertes om, okay, ek gaan nou nie met daai pad nie. Hierdie kant roep hy my nou. Die laaste punt. Okay, so julle, ons is amper klaar. Die laaste punt is, dis maar net God our provider. God is our provider. Alles kom van hom af. En ek het maar net 'n paar skriffies wat ek met julle wil deel op die einde, net om dit net op 'n laaste punt vas te maak. Jeremia 33 vers 6. Behold, I will bring it health and healing. I will heal them and reveal to them the abundance of peace and truth. Dit is die Here se wil vir elkeen van ons. Hy wil vir ons sy waarheid bring. Hy wil vir ons sy peace bring, sy abundance. Ons moet net in dit instap. As ons hier klaar vanoggend, o Jesus, julle gaan triomfeer. Psalm 23, ken julle almal baie goed. Ek hoef dit amper nie eers te lees nie, maar ek gaan. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. Ja, die Here is julle herder. Dis hoe lief hy vir julle is. Hy is julle herder. Hy is een wat vir julle in besigheid wys. Die kant toe kom rus 'n bietjie hier, gaan wy 'n bietjie daar. Hier is ons lekker grasies. Hy beskerm julle as dinge kom op julle pad, besigheid of transaksie wat julle dalk nie moet doen nie. Iets wat dalk net iets by jou gaan vat, meer as wat by jou moet gevat word. Dan sê hy nie, hou, stop, wow. Selfs Genesis 22. Ek dink ek was nou amper by elke boek. 22 vers 14. Ja, ons praat ons nou oor God our provider in Abraham. And Abraham called the name of the place, the Lord will provide. As it is said to this day, in the mount of the Lord, it shall be provided. Ja, hierdie belofte is ook julle sin. Hierdie belofte behoort, onthou elke belofte is yes en amen in Jesus. Dat in the mount of the Lord, ons is sy berg. En ons is the mount of the Lord. En daarso, it shall be provided. Julle kan maar hierdie belofte vat. Die naam van die berg is the Lord will provide. Dis die naam van die berg. En dan Romeine 8. Gaan al dubbel kyk. Vers 32. Ja, he who did not spare his own son,
but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Ja, as jy wonder, maar gaan die Here vir my hierdie maand sorg? Kan ek hom hierdie maand ook vertrou? Hy het sy seun vir jou gegee. Hy gaan mos nie daar stop nie. Ja, hy gaan saam met dit vir jou alles gee wat jy nodig het. Alles om 'n godly life te hê, om sy purpose te lewe, om dit wat hy op jou hart sit om te doen, sy will, and you will do it. En dan die laaste vers gaan ek julle maar net mee seën. En dit is in Numbers. Dr. Andries het begin van die jaar, het hy so mooi dit vir ons uitgelê, wat dit alles beteken. Ek gaan dit nie nou doen nie. Ek sal vir julle die link aanstuur. Ek gaan dit maar net oor julle uitspreek. Ja, oor julle almal. So vat dit vir julle self. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Ja, voordat ons nou gaan klaarmaak, het ek gedink, ek gaan net bietjie hoor by julle, wie van julle, ek weet julle het almal groot getuienisse, maar ek wil goue geleentheid gee vir julle, om net so 'n minuut, net so vinnige getuienis te gee, van hierdie dinge wat ons nou van gepraat het vanoggend, van wat julle kan sê, ja, dit is so, ek het dit in my besigheid of in my lewe ervaar. Maar gaan julle vra om hiernatoe te kom, sodat ons dit kan opneem. Sy het nou gedoen wat ek eintlik wil doen as ek preek, en ek gaan niks doen nie. Ek wil eintlik, wat sy nou gedoen het, wanneer ek preek, dan wil ek die hele Bybel eintlik net lees, want die Bybel verklaar homself. Maar ek het, 'n jaar gelede, het 'n skerpioen my op my hakskeen gesteek, en niks wou help nie, en was by die dokter, maar ek reageer heftig, selfs as 'n muskiet my byt, steek. Toe het ek 'n bietjie opgelees en kyk wat kan my help. Maar ek moet miskien net teruggaan, jy sê, Jesaja 28 sê, die Here leer die boer. Hy gee hom insig en hy wys vir hom wat om te doen. En dit het nou net weer vir my bevestig, ek het eintlik wou begin lag, dat sy dit lees, want dis wat met my gebeur het. So, in 'n jaar het ek gesoek na iets wat kan help, vir al hierdie heftige reaksies wat ek altyd kry van, as iets my steek, en ek het gesien dat kasterolie die regte ding is, maar jy moet die regte kasterolie hê. Ek het lank gesoek, maar ek is net vir my te duur. Ons is afgetredenis, en ek moet kyk na my geld, so ek kan nie oor die R300 vir 'n botteltjie kasterolie, wat cold pressed en hexenvrees gebruik, koop nie. En nou 'n jaar later, kry ek iemand wat dit verkoop, wat vir my beursie pas, en ek sit op 'n groep, en ek sê, wie wil saam met my bestel, sodat ons kan die posgeld deel. En skielik, al vrouens, en ek sê, okay, kom ons deel die posgeld, en dan maak ons die bedrag dit. Ek het nou niks vir myself bygesit nie, want ons gaan die posgeld deel. En toe, voor ek kon kry, het ek die bestelling plaas by die vrou, tussen 22 vrouens wat gaan deel, en teen die tyd ek die bestelling plaas, tussen 30 bottels wat ek kry, en toe ek myself kon kry, toe is daar nog bestellings, toe ek nog 20 bottels bestel, en laas maand sit ek hier, en Ina praat, en sy boodskap gaan oor, wat het jy in jou hand? Maar daai môre het ek gesien, ons beleggingkie, ons het afgetree, so ons het 'n sekere bedragie wat jaarliks loskom, wat net genoeg is om 'n jaar vir ons vir dag tot dag help. So ek doen allerhande goedjies, ek hou daarvan, ek moet 'n rede hê om op te staan, so ek bak. Dankie dat julle my beskuit altyd koop om hier te gee, my bakskottel, want so het die Here my beloof, hy sal vir my sorg, uit Deuteronomium 28, dat as jy my dien, en so werk, dan gaan uit jou bakskottel, daar sal kos in jou bakskottel wees, en daar sal brood in jou mandjie wees. So dis waarom dit bakskottel is, en
Ek sit die môre hier en Ina preek en sy sê, wat het jy in jou hand? Vra God vir Moses. En wat my toe tref, het ek ook te sê agterna, maar hy moes dit in die hand van God sit. Hy moes nie, wat het jy in jou hand? Sit dit in die hand van God. Nou die môre het ek vir die Here gevra, die Here moet vir ons help, dat ons nie meer lewe as geld oor het nie. Wat dan? Dat ons geld sal, ons lewe en ons geld saam sal stap. So die môre, toe ek by die huis kom, toe wonder ek, hoekom het die Here so ernstig met my gepraat uit die boodskap uit, wat het jy in jou hand? Sit dit in die hand van die Here. En ek sê vir Willie, moet ek nou elke keer by hierdie vrou goed bestel, en ek kan nou nie 'n ander bedrag meer op hierdie produk plaas nie, want almal weet nou al wat ek gedoen het, en so, ek kan nou nie vir die volgende ouens sê, julle moet my meer geld gee, dat ek geld nie uitmaak nie. En toe leer die goed my uit Jesaja 28, sonder dat ek die vers gehad het, hoe om dit te doen, en ek sê vir Willie, gaan navorsing doen. Uiteinde van die dag kon ek my eie bottel, my eie produk op die mark, selfde kwaliteit, selfbottel, en ek vra vir die Here, wat is my produk se naam? Ek wil 'n label maak, maar dit moet ook eer aan U gee, en hy sê, my oil jar, my oliekruik, dan weet julle, dit is die oliekruik van die weduwee. So ek het dieselfde kwaliteit, dieselfde produk, selfde plek. Die Here het net vir my deure oopgemaak, en dis 'n groot getuienis. Nou ek wil nou vandag vir julle sê, julle kan by my kry, maar dis 'n groter getuienis vir my, dat die Here regtig, as jy regtig, dis nou 'n klein dingetjie, julle mense wat hier sit, het al groot besighede. Die pastoor agter sit, hy boer op God se plaas. Dis 'n groot besigheid, en hierdie pastoortjie wat hier voor sit, het 'n boer op God se plaas, en ek boer op God se plaas, weet, maar julle boer en julle groot besighede, maar moenie klein beginne verontagsaam nie, sê die woord van die Here ook nie. Ek wil dit julle bemoedig en sê, go for it. Vra vir die Here. Eintlik gee die Here dit vir jou in jou slaap. Want dis wat met my gebeur, hy het dit vir my in my slaap gegee. Ek het vir Willie gesê, hierdie ding is groter as ons. Besef jy dit? Die Here het gesê, ek sal vir jou sorg tot die dag wat jy sterf. En jou ou dag, jy hoef nie kommer te hê nie. Baie dankie, Susan. Baie dankie, Susan. Ja, ek gaan aansluit by die olie. Vroeger die week, toe lees ek ook daai gedeelte in 2 Konings van die weduwee. En die Here wys net vir my dat al daai jars wat sy moes gaan kry, sy moes gaan jars kry by haar hele buurt. En dat toe sy in haar binnekamer met haar seuns, het hulle hierdie jars het ons begin volmaak, en toe kom sy by die laaste een, en toe sê sy, waar is nog 'n jar? Toe sê hulle, nee, daar is nie meer nie. En die Here, wat die Here vir my, die openbaring wat die Here vir my gegee het oor dit, was dat hy gaan elke jar volmaak. Daar gaan nie een wees in 'n kas wat leeg staan nie, want dis sy volheid, dis wie hy is. Hy gaan elke jar in jou lewe gaan hy volmaak. Ja, prys die Here. Wie wil nog ja. Hallo julle. So eintlik net om aan te sluit en hoe die Here nou met die tema van weduwee wat nou so deurtrek in die weduwee se kruik. So my man is nou vroeg Januarie oorlede en as ek net terugkyk na wat ook nou gesê is vanoggend, hy's vooruit. Hy ken die pad en hoe jy net kan weet hy sal voorsien. So eintlik wil ek 2 goed net nou uitlig is einde verlede jaar het my man sy kroniese medikasie altyd by Arinal gekry, Arinal apteekgroep, en julle weet dalk nasionaal is daar hierdie kompetisie wat jou naam gaan in 'n draw in en dan kan jy 'n kar wen, en hy het vir my die kar gewen. Dit is soos ongelooflik. Wie wen 'n kar, reg? So hoe hy net dit so geskenk gegee het. En ek elke jaar dan hou ek 'n retreat vir vrouens, en
met elke, en dit val maar onder wat ek noem my Eva-reeks, en Eva, die akroniem staan vir ek, vrou, aanwesig, laat ons voluit leef, maar dan vir elke groep, wat ek dan beplanning rondom begin doen, vra ek vir die Here spesifiek, wat moet hierdie groep se naam wees, en ek het nou, einde verlede jaar het ek nou begin dink aan die groep van hierdie jaar, en hy het vir my gesê, die groep se naam moet Rut wees. So ek wil Here, maar Rut is 'n weduwee. Ek kan sien in Rut se storie, wat is die goed waarop ek kan fokus saam met die vrouens, maar still, there would be a lack of authenticity, want ek is nie 'n weduwee nie. En hy het net aan mekaar vir my gesê, Rut. En nou ja, so hier is ek ook nou 'n Rut. En ek het nou dit ook nou rondom Rut gedeel met 'n Bybelstudiegroep wat ek van deel is, en ek het daai stuk gaan lees waar Rut dan nou vir Boas, die losser, vra, maar hoekom het u my gekies? Jy weet, hoekom het jy my gekies? Hoekom is jy lief vir my? Toe sê hy vir haar, want ek het gehoor uit alle oorde uit, hoe totally committed jy was aan jou skoonma, want ek bedoel, haar skoonma, sy Rut was van heidenasie, en sy het vir ons vir haar skoonma gesê, waar u gaan, sal ek gaan, en so aan. So sy was totally committed, en hy het vir haar gesê, en dit is, ek weet, jy's 'n vrou van commitment. So to be committed to God, dit is eintlik waaroor dit gaan. Of jy nou weduwee is of nie, is to be totally devoted and committed to God. Ja, en dan, ja, so ek wou maar net dit deel. Baie dankie, Sue. Tron sê rit met 'n nuwe rit. Ja, is er nog een van julle wat 'n getuienis wil gee? Okay, dankie julle, baie dankie. Dankie vir julle getuienisse. Dis kosbaar. En so ons gaan net afsluit met gebed. Ja, dankie Vader God. Dankie dat U U seun gegee het vir ons, om ons weer met U te herenig. En dat ons nou totaal en al heeltemal in volmaaktheid een is met U. En dankie dat U Gees gegee het as daai seël vir ons, as bewys dat ons is een met U. En dankie dat U beloftes in U woord so volop is. Dit wat U vir ons gee, dit wat U vir ons sê vir vandag. Al is die woorde soveel duisende jare oud, weet ons, dit is nuut nog vandag, dit is vars nog vandag, dit is nog vir ons vandag, vir nou en vir hierso. So dankie Vader dat U ons kom opbou, deur U woord, deur Jesus, deur U Gees, en dat U ons nooit gaan verlaat nie, elkeen van ons. En dankie dat ons U net kan in awe voor U kan staan, en kan sê, wow, wat 'n Here dien ons, wat 'n God het ons, en U is my God, en ek behoort aan U. Ja, so ons bring U al die lof en al die eer, en dan bid ek, Vader, vir elkeen hierso, vir die besighede hierso, en ook die wat nie hier is vandag nie, vir al die besighede hier op ons dorpe. Ek bid, Vader, dat U vir hulle U visie sal gee. Dat hulle sal hardloop met dit wat U vir hulle gee. Dat die werke wat U in ons sit en wat U ook ons laat wil doen, dat U dit vir hulle sal doen in ons gemeenskap. En dat U die hele gemeenskap gaan omkeer. Want as elkeen hierso begin loop met die visie wat U vir ons gee, hoe wonderlik gaan hierdie dorp wees. So dit is my gebed vir elkeen hier, dat die Here vir julle sal wys deur drome, deur visioene, deur sy woord, deur mense, dat hy julle geloof sal stig in julle
inner man, dat hy julle geloof sal stig en dat hy julle oë sal oopmaak vir hom, oopmaak vir sy moontlikhede, oopmaak vir dit wat hy doen, dit wat hy reeds gedoen het in jou lewe. En dit is my gebed vir elkeen. En sodat jy kan begin hardloop met die visie wat die Here vir jou gee. Sonder om moeg te raak, want wanneer hy vir ons 'n visie gee, dan raak ons nie moeg nie. Ons raak net al hoe meer opgewonde. Ons raak net al hoe meer opgesaik. So ja, dankie Vader dat ek dit kan uitspreek oor elkeen hier vanoggend. Ja, en dankie dat ons spreek dit uit in die naam van Jesus, die naam bo alle name. Ons waymaker. Dankie Jesus dat U 'n weg gaan maak in elkeen se lewe wat hier so is. En in ons dorp se mense, besighede, gaan U 'n weg maak. U is die een wat dit gaan doen en U is die een wat al die eer en al die glorie gaan kry. Ja. In Jesus naam. Amen. Vir die van julle wat as julle gebed benodig vir iets spesifieks, is julle welkom om net vorentoe te kom. Hier is 'n paar van ons leiers wat graag vir julle sal bid. Leiers is ook welkom om vir gebed te kom. Ja, baie dankie julle, dit was so lekker geweest vir my. Daar is nog beskuit van die bakskottel en koffie en tee daar agter, moet net nie die kleintjies wakker maak nie. En ja, baie dankie dat julle gekom het en onthou julle besigheidskaartjies as julle belangstel in JobLink wat ons Mei maand gaan launch. Dan ons gaan so 'n bietjie wat noem hulle dit as jy 'n beta of wat? Ja. 'n beta phase gaan ons in April doen waar ons 'n paar klaar gaan laai op die stelsel en waar ons 'n paar werkssoekers ook al klaar gaan oplaai en dit net aan die gang gaan kry en gaan kyk hoe dit werk. So ja, dan hou julle inboxes dop vir meer inligting. Ja, wees geseën.